Goeiedag en welkom by vandag se boodskap. Die laaste tyd het ek deur Richard Rohr se boek Breathing Underwater gewerk, waarin hy die 12 stappe program, die AA program, gebruik as 'n manier om ons geloof geestelik te verdiep. Nou ons het reeds deur stappe 1 tot 10 deurgewerk en in die volgende 2 dae gaan ons die laaste 2 stappe afhandel. Vandag se stap roep ons tot stilstand en stilte. Dit is dikwels met siekte en afsterwe dat die lewe ons tot hierdie tipe stilstand bring. So mag daardie tye in jou lewe vandag 'n herinnering wees dat jy kan kies om sulke oomblikke deel te maak van jou lewensritme. Oomblikke van stil word, van stil staan. En dat ons nie noodwendig altyd tot dit geruk hoef te word nie. Stap 11 sê dus, ons het deur gebed en meditasie daarna gestreef om ons bewuste kontak met God te verdiep en dit deur gebed en deur kennis van sy wil vir ons en die krag om sy wil uit te voer. Richard Rohr beskryf hierdie stap as die kern van geestelike volwassenheid. Dit is waar geloof nie meer 'n idee is nie, maar 'n verhouding. Hy sê, gebed gaan nie daaroor om God te verander nie, maar om onsself deur God te laat verander. Kom ons lees vandag saam uit die woord van die Here uit. Ons lees vanuit Psalm 46 vers 11 wat sê, en hierdie eenvoudige, kragtige, kosbare woorde uit die woord van die Here uit. Wees stil en weet dat ek is God. In 'n wêreld vol geraas, spoed en oppervlakkige gesprekke, weet ons, raak stilte uitdagend. Rohr skryf, die siel praat sag, en as jy nie stil word nie, gaan jy dit nooit in jou lewe hoor nie. Ons is dikwels geneig om gebed as 'n versoeklys te gebruik. Here, doen dit. Here, gee daardie vir my. Maar hierdie stap nooi ons tot 'n ander soort gebed, 'n teenwoordigheidsgebed. Dit is nie gebed wat vra nie, maar 'n gebed wat luister. En Richard Rohr noem dit om stil te word totdat jou asem en God se asem mekaar herken. Psalm 46 roep ons nie tot rus nie, dit roep ons tot aanwesigheid. Om te weet hy is God, beteken om die illusie van beheer neer te lê en eenvoudig te wees in sy teenwoordigheid. Die diepste gebed is nie woorde nie, dit is bewussyn. Dit is om wakker te word vir die feit dat jy reeds in God leef en God reeds in jou leef. Wanneer ons so leef, verander gebed van iets wat ons doen tot iets waarin ons bly, waarin ons woon. Ons word stil genoeg om God se ritme te hoor en daarbinne begin ons lewe weer asem te haal. Dink aan sonlig wat deur 'n venster instroom. Die son wag nie vir jou om dit te verdien nie. Jy hoef net lank genoeg stil te sit om die warmte te voel. So is hierdie stap, om teenwoordig te bly in God se liefde, totdat dit deur jou begin werk. Miskien is die grootste gebed vandag dan om pleinweg net te sê, hier is ek, Here, ek luister. Kom ons bid saam. God van stilte en lig, ek verlang om u teenwoordigheid nie net te ken nie, maar te beleef. Leer my om stil te word, totdat my hart u stem weer hoor. Laat my asemhaal, sodat my asem nader aan u asem kan beweeg. Vorm my wil na u wil, en gee my die krag om dit te kan leef. Here, laat my vandag rus in die wete, dat ek reeds in u is, en u in my. Amen.